Wel, die feestyd is in volle swang en ontbytsake is besig met 'n welverdiende ruskans. Maar dit beteken nie ons verdwyn heeltemal van julle TV-skerms nie, want oor die volgende 4 weke wys ons vir julle hoogtepunte van 2025. En vandag kan julle kyk na een van die grootste hoogtepunte die afgelope jaar, die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekenningsgeleentheid. Nou, dit was 'n glansryke aand waar ons getroue sakemense vereer het. Kyk net en geniet. Die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar 2025 word met trots geborg deur Lottoland. Ons maak 'n verskil. 25 jaar het verby gevlieg, maar steeds is ons met tye vasgevang in die daaglikse gewoel. Soms bring aande toekomsdrome van ons wat ons vlerke wyd sprei en in die kollig staan op 'n toekenningsaand. Uit ons droomwêrelde word ons Saterdagoggende opgewonde wakker met die klanke van ontbytsake wat steeds ons huise vul. Verwelkom op die verhoog een van jou gasheere vir die aand. Die man wat weet hoe om 'n kuif te laat regop staan. Deesdae ook radio-omroeper, reguit uit die moot. Hy is net lekker. Hy is ons eie Leon Grob. Dames en here, goeienaand van my kant af en welkom by die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar. Dis 'n glanstoekenning hier by Nederburg in die Parel. Julle lyk spiekerish. Ek het self nou bietjie mooi skoon gemaak vir 'n slag. Ek weet nie wat julle dink nie, maar dit is awkward. Ek sien daar is van die ouens wat my nou so 'n bietjie half kyk. Paar koppe wat geskit word. Moenie worry nie. Dit is natuurlik te danke aan Jan Bron. Hy het ons almal aangetrek. Fisies, hy het ons dit is 'n hele awkward storie daar agter, maar ek is nou baie gemaklik met dit.
En hy het ons almal agter, ons lyk almal bijsonder mooi vanaand. Ek het vir hom spesifiek gesê, ek wil gaan vir die hele Michael Jackson met 'n duikpak tema. En hy's magic, hy kan enigiets doen. Jy sê net vir hom en hy gaan daarmee. Dis wonderlik. Maar ek dink ons almal lyk, julle gaan sien ons lyk regtig goed. Jy gaan ons deur 'n ring trek. Julle het gehoor die aankondiging sê ek kom van die moot af. Ek wil net vir die mense in die Kaap wat nou nie weet wat die moot is nie. Dis nie 'n plek op 'n kaart nie. Dis 'n plek in jou hart. Okay? So die moot is baie, as ek dit nou met 'n area in die Kaap kan vergelyk, dis so bietjie soos Goodwood. Kuilsrivier tipe van idee, maar goeie mense, ek wil amper sê dis 'n area, dis bietjie minder, ek wil nie sê gegoed nie, want die mense daar het moer baie geld, hulle steek dit net regtig goed weg. Nie maar reg, soos vir SARS, hulle steek dit, ons leer van vroeg af. Nee, ek spot, dit is 'n wonderlike area, baie goeie, lekker mense, so dis waar ek vandaan kom, so ek wil net dit as inleiding sê, ek is 'n bietjie met die kom en kwas geverf, maar ek gaan my bes doen om vanaand swierig, statig en geanker in eie bodem, soos my laerskool Laerskool Wonderboom Suid. Wat ons toe terloops uitgevind het, is 'n spesiale skool na al die jare, maar daar's niks, dis 'n wonderlike skool. Maar nietemin, so dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand hier te wees by hierdie swierige geleentheid en natuurlik besighede te vier, mense soos julle wat vir die ekonomie, siviele aan die draai hou. So, dis dan nou ook vir my 'n grootse voorreg om twee van my kollegas en mede-aanbieders hier op die verhoog te verwelkom, die nimmerlike Charlene Lakay en die effens bo gemiddeld looking Dawie Rood. Goeienaand julle wonderlike mense, julle lyk pragtig. Julle lyk net trots, hoor, maar julle lyk wonderlik. Goeienaand julle wonderlike mense hier in die Kaap. Dit is heerlik om hier so te wees. Nou, na groot afwagting is ons nou uiteindelik hier so en ons kondig vanaand verskeie wenners aan, as ook die grootte. Die Lottoland Ontbytsake se onderneming van die jaar 2025. Algehele wenner goud en natuurlik ook die kyker wat reg voorspel het oor wie die wenner gaan wees. Vanaand kondig ons aan wenners in 11 besigheidskategorieë en 5 vermaaklikheidskategorieë. En dan gee ons ook spesiale erkenning aan 'n besigheid wat Ontbytsake al vir soveel jare sterk en lojaal ondersteun. Daar is ook 'n nuwe toekenning vanaand, die Sakewinkel toekenning en natuurlik die grootes, die algehele wenners, brons, silwer en goud. Ek wys na die man in sy goue jare. Maar so tussendeur gaan julle ook natuurlik verwaak word deur onafhanklike kunstenaars in samewerking met Rug teen Rug Musiek. Kom ons vier vanaand nie net die finaliste nie, maar alle besighede in Suid-Afrika. As ook natuurlik Afrikaans 100 jaar en ons eie pinotage wat ook 100 jaar oud is. Vul gerus julle glas met Suid-Afrikaanse wyn vanuit die gesogte Nederburg Wynestal, sowel as uit Veritas se bekroonde wyneversameling. Ek wil die hele tyd sê goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Julle wonderlike mense. Dit is aan julle wonderlike mense. Maar kom ons kop af die aand met 'n paar kort gedagtes van Louis McLaren. Hy is die eienaar as ook die uitvoerende vervaardiger van Ontbytsake. So gewoonlik as 'n mens 'n 25 jaar herdenking het, is die materiaal of die metaal wat ter sprake is silwer. Nou silwer is 'n baie interessante edelmetaal. Silwer is byvoorbeeld 'n baie beter geleier van hitte en elektrisiteit as wat goud is. Silwer het die vermoë om lig natuurlik baie beter te weerkaats as wat goud doen. En dan, wat ook interessant is van silwer, hy het 'n baie unieke smaak om aan gewoon te raak. En wat silwer ook doen is, hy het hierdie vermoë om 'n ander begeerte na vorentoe te bring. Nou, toe ek 'n jong laaitie was
was 70 meter hekkies was my ding gewees. En met die Vrystaat kampioenskappe, met die laaste hekkie was ek 'n kort kop voor, en net voor die wenpaal toe struikel ek, en toe val ek myself in 'n silwer medalje in. Dan weet jy, silwer proe bietjie anderste as goud, dis nie dieselfde nie. Dis dieselfde gevoel wat die All Blacks ook gehad het met die vorige wêreldbeker. Jy weet, silwer. Nou die ding is, die een ding wat silwer doen is, as jy eers silwer geproe het, dan weet jy, goud is moontlik. Goud is natuurlik ook 'n ander interessante edelmetaal. Goud het die vermoë om mense helde te maak. Nou Michael Phelps, julle almal weet wie Michael Phelps is. 28 medaljes by die Olimpiese Spele, waarvan 23 goud. Is een van daai mense. Sy goue medaljes het Michael Phelps 'n held gemaak van helde. En Vusi Temakwayo het eendag met hom 'n gesprek gevoer. En hy vra toe vir Michael, maar wat is dit wat jy doen wat jou so suksesvol maak? En Michael het vir hom gesê, die belangrike ding is hy oefen 2 keer elke dag. En Vusi sê toe vir hom, ja, dis fantasties. En Michael sê vir hom, nee, elke dag. Vir 7 jaar, elke dag. Kersfees, my verjaarsdag, nuwe jaar, vakansiedae. Geen vakansiedae nie, geen dae van ek voel nie goed vandag nie, of ek is 'n bietjie depressief. Vir 7 jaar het Michael elke dag 2 keer 'n dag geoefen. Nou, hier in hierdie gehoor vanaand sit die sakemanne wat net soveel 'n held is soos wat 'n Michael Phelps is. Die ding is net, ons sien hulle net nooit op die podiums nie. Nou, sakemanne wat weet wat dit is om dag na dag, uur na uur, partykeer oor naweke, partykeer deur vakansies, aan te hou en aan te hou en aan te hou. En wat hierdie sakemanne doen is hulle kry nou dit wen 'n goue medaljes nie, maar hulle gaan altyd vir goud. Nou, van ontbytsake se kant af wil ons hierdie sakemanne en vroue vanaand vereer, en ons wil ook die mense binne in hulle besighede vereer. Want jy kan nou maar doen wat jy wil, en jy kan hoe goed wees as 'n sakeman, maar dis die mense binne in jou besigheid wat jou in 'n posisie sit om sekere goed reg te kry. Nou, die belangrike ding is dat ons wil besighede benoem om finaliste te wees, om almal 'n kans te gee om te kyk of hulle kan wen. Nou, vanaand gaan sekere mense wen, en daar gaan top 3 in elke kategorie wees. Daar's 80 finaliste. Uit die 80 finaliste gaan daar top 3 in 8 van die kategorieë wees. Die belangrike ding is die mense wat wen vanaand, baie geluk, glo my, julle verdien dit. Die mense wat nie gewen het nie. Onthou, hier's mense wat besluite neem. Hier is 'n stel kriteria. Verander die persoon, verander die kriteria, en jy het miskien 'n ander wenner. Ek wil hê julle moet weet, as sakemanne en sakevroue, of jy nou vanaand hier voor gaan staan of nie, julle is almal wenners. Julle gaan almal vir goud, en van ontbytsake se kant af sê ons vir julle dankie, ons respekteer julle, en ons eer julle vanaand. Ek wil ook net noem, dat, hou net altyd in gedagte, hier's baie mense wat graag soos julle hier wil sit vanaand, maar hulle het dit nie vermoë nie. So geniet die aand, geniet die wyn, geniet die geselskap, wat die uitslag ook al is. Hier's mense wat nie vanaand nie kan wees nie, want hulle het nie ons gesondheid nie. En daarom dink ons vanaand spesifiek aan Annika, en ons dra die aand ook aan haar op. Dankie. Ek vier vandag sy verjaarsdag, hy is in die hemel. Hoop julle geniet hierdie sang. Ek voel jou in die ritme van my hart.
elke hartklop, ritme wat skop, dit sal nooit stop. Ek staan alleen in die donker wêreld, so alleen, in twee geskeer, ek kry net seer, en ek staar na jou foto raak, en my hart kan my nie keer nie, ek het geen beheer nie, en is jy wat ek onthou, jy's die bloed hier in my are, jy's die wind deur my hare, dis jy, dis net jy. Al die goeie tye saam met jou, moet jy nie weet, ek kan nie vergeet, ek droom van jou. En toe die tye vir ons moeilik raak, is jy altyd daar, by ons gestaan, moet nie laat gaan. En ek staar na jou foto raak, en my hart kan my nie keer nie, ek het geen beheer nie, en is jy wat ek onthou, jy's die bloed hier in my are, jy's die wind deur my hare, elke sekond, elke minuut, elke hartklop, ritme wat skop, hier binne my, want ek wens jy kon bly, en ek staan na jou foto raak, en my hart kan my nie keer nie, ek het geen beheer nie, en is jy wat ek onthou, jy's die bloed hier in my are, jy's die wind deur my hare, is jy. Sjoe, maar die man kan sing, wat 'n aangrypende lied. Ek dink hy verdien nog 'n handeklap. Baie dankie aan die talentvolle Ronaldo Alberts. Hy is ook een van die benoemdes in die kategorie vir beste onafhanklike kunstenaar. Kunstenaars, net waar jy kyk, kunstenaars. Dis nou my voorreg om in die eerste stel toekennings aan te kondig, en hierdie toekennings val almal onder die eerste besigheidskategorie, en daar was in totaal 80 finaliste in 8 kategorieë, en ons kondig in elke kategorie slegs die top 3 finaliste aan, gevolg deur die kategorie wenner natuurlik. In hierdie 8 kategorieë is organisasies suiwer gemeet op die sterkte van die kwaliteit en die kykbaarheid van die TV-insetsel, die ateljee-onderhoud, dan die plasing op digitale media of die reklamebord advertensie. Nou ek vra nou die gewilde akteur, saakman in sy eie reg, as ook iemand wat elke dag poog om ander mense se lewens te verryk, Hytjie Berg, om nader te staan en die oorhandiging van hierdie toekennings waar te neem. Hytjie. Die finaliste in die kategorie beste video-insetsel korter as 1 minuut is Home Meets Hotel, The Caretakers en The Zesty Lemon Restaurant. Goeiemiddag dames en here, is wonderlik om hier so te wees. So, elke besigheidseienaar moet 'n elevator pitch kan hê. En so, dit is my groot voorreg om in hierdie kategorie die aanbieding te doen en erkenning te gee vir mense wat in 'n baie kort tyd, minder as 'n minuut, vir hulle pitch kan doen en dan sake met hierdie mense te kan doen. So, en die wenner, dames en here, gaan na Home Meets Hotel. Wow.
David, is dit nie wonderlik wat klein sake ondernemings in Suid-Afrika regkry nie? Nou weet jy waar jy volgende keer kan bly. En die belangrikste van klein sake, hulle word medium en groot besighede. Asai. Nou ja, baie jare was hy een van sy ontbytsake se gunsteling aanbieders. Aanvanklik het ek en sy so 'n bietjie kop gestamp. Hoe is dit? Hy sê ja. En deesdae is sy voluit aan die gang as aktrise en natuurlik bedrywig agter die kameras. Milan Marie, kom oorhandig die volgende toekenning. Kom ons kyk nou na die finaliste in die volgende kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Video-insetsel langer as 1 minuut is Henwell Chickens, Nkomasi Game Reserve en Sensation Boats and Destination Caravans. Elke Saterdag as ek die Sake Fokus kyk, dan staan ek verstom om te sien hoe entrepreneurs met deursettingsvermoë en toewyding hulle besighede daar buite sit. So dit is vir my 'n groot voorreg om aan te kondig dat die wenner in hierdie kategorie is Henwell Chickens. Wow. David, nou weet jy waar jy die voorraad moet kry vir jou volgende groot braai. Ons praat mos by jou huis. Ek weet inderdaad, ek gaan nou begin hoenders braai, dit is wat nodig is. Nou, sy was een van die wenners van die reeks van Klein Paradys op Kyknet en haar warm persoonlikheid het so in die harte van almal ingekruip dat sy ook deesdae een van die aanbieders van die leefstylprogram Fiesta is. Ek vra nou vir Lee-Ann Gerber om die volgende toekenning te kom oorhandig. Lee-Ann. Kom ons kyk nou na die finaliste in die volgende kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Ateljee-onderhoud is Clover Mama Afrika, In die Bos Laagveld Nasionale Kunstefees en We Love Low Carb. So wanneer jy in 'n ateljee onderhoud doen, laat jy die kykers toe om jou besigheid, produk en diens te meet aan die persoon wat hulle sien op die skerm. Dit kan 'n risiko inhou, maar in die geval van die wenners van die kategorie, steun die persoonlikhede die bemarking daarvan uitsonderlik goed. Dit is dus my voorreg om aan te kondig dat die wenner van hierdie kategorie is In die Bos Laagveld Nasionale Kunstefees. Die feesbereiding sal ons nou sê is die hartklop van die fees. Feestelik geklee vanoggend. En julle tema hierdie jaar is Julle is onder andere daar, Leon, man, jy en kyk net. Corlie. Begin altyd met 'n bietjie in die bos kuns en 'n goeie hoeveelheid boekgesprekke en stalletjies. Wel, een ding is verseker, In die Bos is een van die goeders wat mens moet bywoon. Lekker mense, 'n lekker plek en Sandra bring altyd wonderlike energie. Haar gewilde DIY studio op sosiale media het daartoe gelei dat sy ingeroep is om by te staan met die beoordeling en die kies van die wenners in die reeks Klein Paradys. Tussendeur werk sy saam met haar man om die boeregemeenskap te ondersteun en te bedien in die Koster omgewing in Noordwes. Ek vra nou vir Jessica Pieters om die trofee te kom oorhandig vir die volgende kategorie. Jessica. Kom ons kyk nou na die finaliste in die volgende kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Insetsel deur 'n agri-onderneming is Insect Science, VS Agri en Zematic. Ek het die voorreg om elke dag saam met my man te werk met verskeie rolspelers in die boeregemeenskap, veral in Noordwes. En ek het regtig baie begrip vir die uitdagings wat daar buitekant is. Vra net my man, o nee wag, jy kan nie, want hy is nie hier nie. So as jy weet, dan weet jy, en as jy nie weet nie, hy's besig om te plant. So, saam met hierdie uitdagings kom daar definitief vreugdes in hierdie hele sektor. So dit is dus vir my 'n ongelooflike voorreg om vanaand die trofee te oorhandig vir die beste insetsel vir die agri-onderneming aan
insect science. Goggas is nie net grillerig nie, hulle is ook handig. Hulle kan vir geld maak. Goggas is nie grillerig nie. Goggas laat die wêreld draai. Ja, kyk Goggas maar nou is net baie vir jou. belangrik, hè. Nou die volgende persoon is 'n sakevrou in haar eie reg. Sy is en sy leef haar produk en daar is geen twyfel in watter bedryf sy haar bevind. As jy na kyk nie, ons het ook al onlangs meer van haar aan haar persoonlike vlak leer ken en die reeks The Mummy Club van Hoofstad. Ek nooi nou vir Louise Volskenk om die volgende kategorie te kom oorhandig. Louise. Kom ons kyk nou na die finaliste in die volgende kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste insetsel deur 'n vroue onderneming is Lingie, New Skinnovation en Ouma Rooi Koeksisters. As 'n sakevrou is daar min dinge wat my meer plesier gee as om ander vroue erkenning te gee vir wat hulle vermag in 'n taai, mededingende sakewêreld. Dis moeilik. Daarom is dit vir my 'n ongelooflike groot voorreg om die wenner aan te kondig in die kategorie vir die beste insetsel deur 'n vroue sakeondernemer. En dit is Ouma Rooi se Koeksisters. Nou David, I'm nou lus vir 'n ou koeksistertjie, hoor. Ja, ek is altyd te gunste van 'n koek en 'n suster. Ek het geweet dit gaan gebeur. Ek het geweet. Nou kom ons fokus eerder nou op die besighede wat weet hoe om 'n sosiale media behoorlik te gebruik. Inderdaad. Nou kyk, die persoon wat die volgende trofee gaan oorhandig, is iemand wat goed vertroud is met die impak van sosiale media in sy persoonlike lewe ook. Nou maar, voordat ons dit doen, wil ons net, David, ek sien hier op die skerm, sien jy het hulle 'n paar van die, met mense, ek gaan vir julle sê, ons het 'n verskriklike aktiewe sosiale media blad, wat mense lewer verskriklik kommentaar en ons is baie bly daaroor, ons wil jou altyd aanmoedig om dit te doen. Dawie sit persoonlik dag en nag voor die rekenaar. En hy antwoord dit. Meeste van hierdie goed wat julle sien is hy wat terug antwoord. So gaan gerus, hy's glad nie by, hy het niks om te doen nie. Goed, so mense, hier is 'n paar goues. Dawie, wat gaan hier aan? Het jy al ek het vir Driekus het ek net so 'n bietjie jy het hom bietjie bymekaar gemaak. Snotklap gegee. Jy kry daar meer ligtheid as selfoonnetwerk. Sarien Smit skryf dan nou, ek vra vir my man, wie's Driekus? Toe sê hy dis die ou teen wie Dawie geveg het. Dawie rood. Okay, nou weet ek ook. Smiley face met 'n wink. Kyk. En die oosttyde, hy's regtig. Is hy regtig? Vier op die randhuis in Brakpan of in die moot. Nie regtig nie, regtig. Vierde. En die moot, hy het nie eers dit gehaal nie. Sy hy moet dit nie vir hom sê nie, hoor asseblief. Sandra Kutse Steenkamp. Wens nou hier is nou nog 'n lang Ryk van die Kerk was ons gas, baie bekende finansiële joernalis natuurlik en hy sê Sandra Kutse Steenkamp, wens net hy praat stadiger. Weet nie of ander mense vinniger kan hoor en verstaan as ek nie so interessant en so insiggewend maar te vinnig. Sê sy daar op die ding. Dis my gunsteling gedeelte. Kyk hierso. Kyk net hierso. Hy lyk so 'n bietjie soos 'n James Bond. Derde rang, so vierde rang soos James Bond. Strand James Bond. Ilse Bakkes. Goeie kans,
glimlag hy en so, net 'n paar sessies met Driekus vir 'n six-pack, en daar vat hy. Dit lyk of jy 'n matras aan het vanaand. Luister hierdie, ja, dit skree kom lê op my. Dis die hele tema. Ek het dis die pretdeel wat ek vir Jan gesê moet net inbou. Celia de Villiers, hy moet eerder vir my sing, dis nou ek nou. Dis wat sy sê. Hy het 'n stunning stem, baie beter kans om 'n sangkompetisie te wen. Dankie Celia, dit is 'n bietjie onderdrukte aggressie daai. Ek bedoel, hoe weet sy ek het nie 'n 6-pak onder hierdie matras vir my aan nie. Nee, maar een ding is seker, jy kan goed sing. Dankie. Nee, jy is inderdaad. Nee, check net weer. Ek moet vir julle sê, ja, daar's by die ateljee ons het 'n spul flerries daarso. As jy nou eers kyk wat gebeur agter die kameras, dis die tipe van gedrag waarmee ek en Leon nou opgeskeep moet sit. Ja, en dis ons vloerbestuurder se rug hier. Hy is ook maar altyd daar in die mix om vir Dawie. Hy het skoon 'n T-hemp wat sê en dit is regtig die waarheid. Daar staan op sy hemp: "Sit asseblief Dawie." Hy luister nie. Hy luister glad nie. Hier sê Jannetjie Cornelissen, dis nou op die na gelang van hierdie foto. Drink julle tweeetjies die wyn voor Carly Corley begin kook. Hy lie face, tongetjie emoji en daai dingetjie. Die waarheid is, en dit is regtig so, daar's so 'n gordyntjie en dan gaan ons so agter die gordyn. Okay, so mag ek dit nie vir julle gesê nie. Sorry, jammer. Pieter Marian Knox, dit was fantasmagories lekker. Lekker gelag, want tot my tone het gekrul van die lekker lag. My remote se rewind het seker uitgehoë. Kyk, dit is net mense met 'n gedeelde Facebookblad wat sulke woorde kan uitdink. Fantasmagories. Saai jy. So hierdie persoon, soos ek gesê het, is iemand wat goed vertroud moet wees met die impak van sosiale media in sy persoonlike lewe ook. Hy is 'n akteur, 'n krangige lewensavonturier en hy vat altyd so ietsie met ys as hy kakie fever het. Kakie fever. En ons vra nou vir die enigmatiese François Jacobs om nader te staan om die wenner van die volgende kategorie vir ons aan te kondig. Nou kom ons kyk nou na die finaliste in hierdie kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Digitale Mediaplasing is Chago Farmstall, Fujifilm SA en The Fat Butcher. Sosiale media is 'n kragtige instrument om jou produk of besigheid sterker te bemark. Maar daar is altyd heavy kompetisie daar buite. En om jou plasing te laat uitstaan is nie altyd 'n maklike taakie. Daarom is ons wenner van 2025 in hierdie kategorie niemand anderste as Fujifilm. Fujifilm Instax is 'n handelsmerk van kitsfotokamera's en Instax kitsfilms, vervaardig en bemark deur Fujifilm. Instax is in 1998 in die wêreld bekend gestel en in 2014 na Suid-Afrika gebring. Instax het 'n wye reeks kameras en slimfoondrukkers wat jou toelaat om jou gunsteling herinneringe vas te vang en te druk. Iets tasbaar om te koester, te raam of te deel. Daar's 'n verskeidenheid modelle, elkeen met iets uniek om jou foto's naadloos by jou lewe in te pas. Ek kry die hond saam. Ek kry die Dis nie wat jy gedink het. Ou poetjie is dit hier wat. Hierdie aktrise is beeldskoon, talentvol. Sy is bekend vir haar rolle in onder andere Wyfie, Suidooster, Dinge van 'n kind. Sy is versot op modes en 'n smaakmaker in eie reg. Ons vra nou vir Minke Elers om die volgende trofee te kom oorhandig. Nou maar, kom ons kyk na die finaliste in hierdie kategorie. Die finaliste in die kategorie Meeste kyke op digitale media is Kati Convenience, Genfit en Rooftech. Dis een ding om 'n plasing op digitale media te doen, maar dis 'n hele ander ding om duisende mense te kry om daarna te kyk en daarop te reageer. So om die wenner in die volgende kategorie te wees, is 'n uitsonderlike prestasie. En die wenner is Kati Convenience. Kati Convenience, gerieflik geleë in Garsfontein, Pretoria Oos, is jou betroubare vennoot vir professionele ongelukskadeherstel, van klein duitjies tot groter paneel, buffer en strukturele herstelwerk. Hulle lewer hoë gehalte dienste, of dit nou deur versekering gedek word of private versoeke is. Hulle doen egter nie herbouings van ernstig beskadigde voertuie nie. Kati Convenience is trots op vinnige diens sonder om kwaliteit in te boet.
Hulle verstaan die waarde van jou tyd en streef daarna om dienste vinniger as die res van die bedryf af te handel, sodat jy vinnig weer op die pad kan wees. By KT Convenience is jy nooit net 'n nommer nie. Hulle fokus op persoonlike aandag en lewer kundige vakmanskap met vriendelike, eerlike diens. David, ek ken haar, ek vandaan kom is haar goedkoop panelbeaters, maar hierdie is ordentlike. Ek weet dis waar jy jou voertuie een vat. Lawwe dinge. Daar is min stede in Suid-Afrika waar jy nie een van hierdie versekeraars se reklameborde gaan sien nie. As daar een aspek van besigheid is wat hulle baie goed verstaan, is dit die reklameborde en die belangrikheid daarvan in die bemarking en blootstelling. So ons vra nou vir Wynand van Vuren. Hy is die Legal Eagle van King Price om die trofee te kom oorhandig vir die volgende kategorie. Wynand. Nou maar kom ons kyk na die finaliste in hierdie kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Buitelug Reklamebord Advertensie is Bundutech, Guano Boost en Skankane Transport. Reklameborde is 'n integrale deel van ons bemarking en blootstellingsstrategie. En dan is daar die digitale borde, baie gewild in ons digitale era, maar dit vat 'n besondere benadering om seker te maak dat jou reklamebord staan uit en doen wat jy wil hê hy moet doen. Beste buitelug reklamebord advertensie gaan dan aan Bundutech. Bundutech. Baie geluk aan al ons wenners in die besigheidskategorieë. Dis nou eers tyd vir 'n vermaaklikheidsbreek en Wilmarie Senekal sing vir ons haar liedjie Paaie, waarvoor sy ook 'n benoemde is in die kategorie Beste Liedjie in 2024. Verwelkom op die verhoog, Wilmarie Senekal. Met je zachte stem, het jij mijn hart gewen. Ik gooi mijn hart zijn deuren op, zodat jij daarin kan loop. Ik heb mijn liefde aan jou verkoop, mijn hart zijn deuren blijft voor jou op. Die leven loopt
Die lewe loop sy paai. My maag loop sy draai. Ja, maar stop het nou. Sorry, sorry. Die mens kan jou nêrens vat nie. Nou vir 'n paar toekennings waarin ons op 'n ligter noot erkenning gee aan van die ander gebeure in die ateljee. Julle as julle weet wat agter die skerms aangaan. Dit is nogal snaaks, beteken. In hierdie kategorie het ons kykers gevra om te help om die wenners aan te wys. Ons wou by hulle weet wat hulle gunsteling oomblik of insetsel op die program hulle dalk die meeste geniet en ook wie hulle gunsteling hoofgas, dit is nou vir 2024 was. En ons kykers het op sosiale media gestem en hulle die volgende wenners gekies. Die eerste vermaaklikheidskategorie is kykers se gunsteling segment op ontbytsake in 2024. Hier was sterk mededinging, amper soos hierdie stukkie haar met my meding, laat ek hom net hier weg. Ja, runaway. Ek het 'n runaway. Veral tussen weersake, ekonomiese sake, landbousake en ook smulsake. Nou om hierdie toekenning te oorhandig, vra ons die bekroonde aktrise Cindy Swanepoel om na die verhoog te kom. Sy's 'n skrywer en aktrise natuurlik en haar rolle sluit onder andere in Binnelanders, Koek, Fluit, maar sy het haar julle kan maar van 'n klip. Hallo julle. Kyk, nou daai is nou wat jy noem 'n six-pack. Daai is 'n ordentlike six-pack. Ek moet net daai woordjie nou 6-pack, six-pack. Hou die ka. Sy het natuurlik hierdie jaar ook haar regisseursdebuut gemaak met 'n fantastiese kortfilm min of meer by die Silwer Skermfees. Kom ons kyk na 'n samestelling van die gewildste segmente op ontbytsake. Die belangrikste rede hoekom is, as jy een ons goud vat, sê dit in 'n kluis. Twee dinge wat belangrik is as mens die syfers ontleed, die goed's bankrot, nie meeste van hulle. En die goede staan almal bakkant. As hulle hierdie nuwe modifikasies doen. En ek dink dit was landbou gewees. Dit is ook 'n lieflike dag langs die ooskus van Suid-Afrika met 24. Dis dan jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek sit Woensdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. En natuurlik, hoe ken julle vir my? Nou daar's jou boksie. Mag jou huis, hart en liefde stroopsoet trip die naweek. Vir hierdie toekenning is daar die jaar net een definitiewe wenner. Die segment was nie net uiters professioneel aangebied nie, maar die aanbieder het ook baie diep in kykers se harte ingeklim. Die wenner van die gewildste segment op ontbytsake is Weersake met aanbieder Annika de Beer. En ons vra vir Lenet van Skalkwyk wat deesdae vir Annika instaan met die weervoorspelling om hierdie trofee namens haar te ontvang. Annika, jy is en bly in ons almal se gedagtes. Hier is selfs van jou meteoroloogvriende wat spesiaal vanaand kom bywoon het net om jou te eer. Sjoe, dis 'n groot woord. Dankie vir alles wat jy na ons skerms gebring het. In Pretoria 10% kans vir donderbuie omdat ons eintlik die donderstorms, maar verwag ons ook deur die loop van die dag steeds reën wat kan voorkom in die oorige maksimum temperature in en om Gauteng soos ek reeds genoem het bloedig warm. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Nou oor na landbousake. Sy is en bly altyd in ons harte Stanika, soos ek haar altyd genoem het. Daar was natuurlik 'n magdom interessanthede wat op stel en die program gebeur het, as ook vele interaksies met gaste tot groot vermaak van ons almal. Terwyl ons kyk na 'n paar daarvan, vra ons ontbytsake se regisseur van meer as 25 jaar, die meisie het op 7 begin, Melinda Meyer, om na die verhoogte te kom om die uitstaan oomblik aan te kondig en die trofee te oorhandig aan die hoofgas wat deel was van hierdie wen oomblik. Kyk na 'n paar van die gunsteling oomblikke soos deur ons kykers self gekies. Goeiemôre al julle wonderlike mense. Dit is heerlik om terug te wees. Wonderlik om terug te wees, maar ek is maar jammer hierdie woord nie reg aan my nie. Hulle het my die titel gegee Oom Suid-Afrika.
Ek is hier, my broer, maak op jou hart. Is meer belangrik as musiek, Outa. Musiek is 'n deel daarvan, maar daar is baie dinge wat belangriker is dit, en dit is families. En dis wat julle hier is. Julle is 'n family, en dis mooi. Dis lekker om dit te sien. Toe hy 'n jaar terug hier by ons gekuier het ek en hy agter die skerms ook 'n bietjie oor ons onderskeie kankerhuise gesels en ek moet sê, hy is nog steeds vir my so 'n groot inspirasie. Baie sterkte aan sy familie, vriende en almal wat vir hom lief was. I will sing of the good news of God. Dit is baie stil as jy ondergaan, maar as ek op kan, so dit klink so. So, elke keer as ek dit hoor, hoe harder die gil is ek van, okay, moet ek vinniger swem of? Ek moet net vir jou sê, jy moet hare op jou tande hê met hierdie vrou. Vanessa Marie. Nou, dit is nie ten gunste vir 'n vrou om in minus 25 jou hele broek te moet afdruk. Is nie lekker nie. En nonna, is tyd om huis toe te kom, maar kom maar. Die plaas is lief sonder jouda. Glimlag. Laat ek net probeer. Kyk, probeer glimlag. Want ek dink jy sit net as jou. My maat, wat draai jy hier? Nee, okay, maat. Nee, okay, sit. Kyk hoe lyk 'n broek van jou. Ek het nou nie 'n broek nie en ek sien my para het afgespring. Ek het dit nie meer. 'n Para in Amerika dan blom. Vat jy nou die wind uit my syde? Kyk, dis die ding van Henny is soos daai, jy weet as jy 'n hiperaktiewe kind kry en jy gee hom 5 kg vissers. Dis Henny. As hy mense sien, hy sal 'n donut spin en goed vir hy is raak so opgewonde. Dis net 'n professionele span hier so 'n ontbytsake. Kom on, wees dan. Naby span, dit is regtig lekker. Dit voel soos huis. Kan jy sien dit is professionele span. Julle is baie meer professioneel as ons op Talks and Chops. Ek meen al drink ons bier en ons praat soveel nonsens as wat ons kan. Ja, Hierdie is moeiliker as wat dit lyk, hoor. Ek het hom nog nooit op iemand gesit nie. Dit is altyd die eerste. Terwyl ons nou hier so spook Corley maak gou vir ons die koska. Hy pas man. So styf dat jou knie kan by jou ore kom sit as jy Ek kan een ding kan ek nogal opsê van Shakespeare. Ja, Toby. Yes. Ken jy vir Toby? Sir Toby Belch. Nee. Toby or not Toby? Gee my glimlag toe. Glimlag. Kan julle sien? Ek het vir Mike Bolle gekry om te glimlag. Is tyd om huis toe te kom. Hey! Ek wil heel eerstens vir my produksiespan sê wat daai kan sit. Dankie. Dit is deur hulle wat ons hierdie vermaaklikheid weekliks op die program sien. Nou behalwe dit, ek is al 25 jaar by ontbytsake. Julle moet van naby af sien. En 2024 was veral 'n uitstaan 'n spesiale jaar gewees. Nou die persoon wat volgens die kykers verantwoordelik was vir die uitstaan oomblik was hy's eintlik 'n persoonlike vriend en hy spesiaal. Jammer julle, dis Anrich Herbst. Is die vrede dan verlore, is die nag dan verkoos, as die enigste sterre in die straatligte is. Sterre in, sterre in, sterre in, sterre in, sterre in. Ek wil net noem, Andrieg het spesiaal vir my gevra om te noem vanaand. Hy tree deesdae baie gereeld weer op as Wimpie van Orkie Snorkie. So wat hy doen is hy daai klassieke move wat hy mos oor die bank gegooi het, maar hy het nou intussen het hy nou HMP's getrek. So wees hy lig op hom vanaand op die dansvloer, maar hy's nog steeds baie buigsaam. Buigbaar.
jy hou van my jou lewe speel. In 2024 het ons die voorreg gehad om baie vermaaklike en interessante hoofgaste in die ateljee te verwelkom. En elkeen van hulle was vir ons spesiaal en ons, sowel as die kykers, het hulle terdee geniet. Maar ons het ons kykers gevra om een uit te sonder. So ons vra nou vir Marcel Hopkins. Sy is model, sy is aktrise, openbare spreker, TV-aanbieder van onder andere die leefstylprogram Bravo, om nader te staan om die toekenning te kom oorhandig aan ons kykers se gunsteling hoofgas vir 2024. Jy het nou nog gepraat van wat noem jy dit? Pubbies. Pubbies? Ja, ek dink is van 'n kroosing, is dit nie? Ja, 'n pubsinger, ja. 'n pub, dit is nie papsanger nie, dit is 'n pub. 'n pub, ja, nie 'n pappiesanger nie. Want as jy aan albei kante hoor, kan jy hoor van waar af klank kom. So jy hoor meer dimensioneel, waar ek eendimensioneel hoor. Ja. So ek moet altyd so draai en kyk, waar is dit juiste? Jy kan nie een oomblik soos Julio Iglesias lyk in die volgende oomblik. Dis Jules Brunner nie. Sien jy? So, my pa... Ek gaan nie vir jou sê as ek nou hier sit, ek is 'n kenner, ek en Rikus van brandewyn nie. Ons drink maar meer vir die gevoel aan die einde van die dag, maar ons het 'n brandewyn gekry wat die lekkerste kuier, wat die lekkerste proe, wat die minste kopseer gee aan die einde van die dag. Harde koel brandewyn. Al hierdie movies ook wat, jy weet, as die mense gaan klim en hulle val hier in gate en goed, so die realiteit van die dood was oorweldigend. Toe ek my familie groet op die lughawe, het ek hulle gegroet asof dit die laaste keer was dat ek hulle gaan sien. Wat jy nodig het is 'n bietjie Spiker gel wax, nee. So jy kan 'n bietjie de mekaar lyk. So ietsie soos dit. En nou Dawie lyk jy vars gespyker. So Lemay is hemel omgedraai, né? Nee? Die woordjie, dis hemel omgedraai. Is dit waar nou van hom? Ja, ek het die hemel en aarde vallei gesien in Hermanus se draai het om sê, "Ah, dis Lemay. As jy heaven omdraai, dis ook mooi, dis Nivea." Toe sê ek vir Jerry, "Maar wat van Nivea?" Toe sê sy, "Nee, maar dan gaan sy Nivea word vir men." En toe sê ek, "Nou hy Nivea, niemand gaan aan room en seep dink as hulle aan my girl dink." So Lemay. Berei mens voor vir so iets? Dawie, ek het so baie dinge gedoen. Ek meen van veel te veel ure in 'n dag op baie hoë te hoë hakskoene geloop het. So dink nie dit is iets wat jy wil probeer nie. Tot jy het klasse om jou grimering te doen, maar die oomblik as jy by mevrou Heelal aankom, is jy op jou eie. Jy het nie 'n span nie, jy het nie die Mevrou Suid-Afrika organisasie om jou te help nie. Is nie iemand bereid is om alles op te gee wat kan sê ek het meer as genoeg. Ek en Leon op ontbytsake meer as genoeg. Wanneer ons nou gaan eet, bietjie meer as genoeg. Jy toe, dis Elvis Blue. Hallo Dawie, weet jy maar jy's oulik, skus. Sy sê laf jou laat ons praat weer. Ag jy ding, hallo. Okay, kom sit net hier so. Ek gaan nou. Ag, dis oulik al die hoe en die mense hierso. Skus, mag ons bietjie vibe hê. Moet ek hier so sit of kan ek so bietjie naby? Ag, skus Dawie, ek is so verlief eintlik op jou al van ja, is dit nie lekker nie? Waar is jou wyntjie? Ek kan glad nie nou. Skus maar net vir die nerves. Ja, hallo skoot. Met al my ervaring in die vermaaklikheidsbedryf besef ek die ongelooflike waarde wat hoofgaste bied vir 'n program soos Ontbytsake. En dit hou kykers, dit trek kykers. So dit is vir my baie opwindend om vanaand die gunsteling hoofgas aan te kondig wat deur die kykers kies is en dit is Aitjie Berg. Dis die mense weet nie wat hulle uit die lewe uit wil hê nie. En dis hoekom hulle net dryf soos 'n skip op die water. Hulle span nie hulle seile nie. Mense dink as jy vir 100 mense vra wat is jou droom en die visie vir jou lewe, sal net 3 mense vir jou sê dit neergeskryf. Toe sê sy nee, maar dan gaan sy Nivea word vir men. En toe sê ek nou hy Nivea, niemand gaan aan room en seep dink as hulle aan my girl dink. So hulle my ja. Dis weliswaar vir my verstommend dat Dawie Rood nog nie meer gereeld en harder gedonder is op hierdie program. Maar hy is 'n liefling van die volk. Jy weet die mense vergewe al sy manewales, maar hy's eintlik 'n lekker ou. Hy steek dit regtig net goed weg. Die Ontbytsake is nie net daar
om Afrikaanse televisievermaak te bied en besighede 'n blootstellingsgeleentheid te gee nie. Ons is ook daar om Afrikaanse kunstenaars te ondersteun en blootstelling te gee. Nou om die eerste musiektoekenning te oorhandig, vra ons dat einste Wimpie van Tonner van Orkie Snorkie die oorhandiging doen. So, check hy move. Hey, en hy het dit nog. Hy het dit nog. En hy gaan die oorhandiging doen aan die beste onafhanklike kunstenaars, dis soos gekies deur Rig teen Rig Musiek. Andri Gerbs natuurlik het nie net in vele films en TV-reekse opgetree nie, maar hy doen ook stemwerk, onder andere vir ontbytsake, en hy's ook betrokke by teater en natuurlik veral musiekteater. Ons kyk nou na die finaliste in hierdie kategorie. Die genomineerdes in die kategorie Beste Onafhanklike Kunstenaar 2024 is Joshua Nadireen, Len Muller en Ronaldo Alberts. Hallo. Hi. Wat's jou naam? Hallo julle, my naam is Sunay. Dankie Sunay. Om 'n onafhanklike kunstenaar te wees in hierdie land bied ongelooflike kreatiewe vryheid. En dit is ook soms 'n paadjie wat jy alleen stap met baie uitdagings. Met Rig teen Rig Musiek bied ontbytsake aan hierdie kunstenaars blootstelling en die geleentheid om te ontwikkel. So, dit is vir my bitter lekker om aan te kondig dat die onafhanklike kunstenaar vir 2024 soos gekies deur Rig teen Rig Musiek is Ronaldo Alberts. Nee, kyk gou nee, Wimpie het nog geen moves en hy smoef. Kyk, iemand moes dit doen. Dankie Andri. Verskeie uitstekende liedjies is in 2024 deur onafhanklike kunstenaars bekendgestel en Rig teen Rig Musiek het 3 musiekvideo's gekies en benoem vir vanaand se toekennings. Nou om hierdie toekenning te oorhandig, vra ons die welbekende en geliefde sangeres as ook aanbieder van Lottoland Helpedorp, Lia, om nader te staan om die oorhandiging te doen vir die beste liedjie deur 'n onafhanklike kunstenaars in 2024 soos gekies deur Rig teen Rig Musiek. Nou kom ons kyk na die finaliste in hierdie kategorie. Die finaliste in die kategorie Beste Liedjie deur 'n Onafhanklike Kunstenaar 2024 is Baadjie deur Kali, Beter vir ons albei deur Joshua Nadireen en Paaie deur Wilmarie Senekal. Hierdie musiekvideo was op verskeie trefferlyste en by Harties FM het dit 'n nuwe rekord opgestel vir die langste aaneenlopende nommer op hulle top 20 vir daai jaar. Die wenner met die beste liedjie deur 'n onafhanklike kunstenaar is Wilmarie Senekal met haar liedjie Paaie. En my drome het ek jou gekry en bedag soos jy aan my sy. Ek wil jou in my arms neem, net ons twee alleen. Die lewe op sy paaie, die hart op sy draaie. Die Lottoland Ontbytsake Onderneming van die jaar 2025 word met trots geborg deur Lottoland. Ons maak 'n verskil. EPH, van stilte tot skouspel. Pollen Finance, besigheidsfinansiering wat jou besigheid laat vorentoe dryf.
Fly Safair, vir die liefde van vlieg. En Winfield United Suid-Afrika. Ons lei vooruitgang in landbou. Buurman? Dankie, Auntie. Ek gaan sit dit gou in 'n bakkie. O, ek kort 'n bakkie. Dankie, Auntie Betsy. Betsy, kom jy later vir die skaapboot? Jy soek 'n skaapboot? Dankie, Betsy. Auntie Betsy, wat van die nuwe bal? 'n Bal? Wow. Wat staan julle so? 'n Bal-Afrikaan is 'n veld. Dit gaan ons. Wil jy 'n Auntie Betsy wees? Lottoland, ons maak 'n verskil. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte. Om dit weer en weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek, en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. Welcome to Fly Safair. Hierdie is 'n ander soort lugredery. Een wat reis bekostigbaar maak sodat almal kan vlieg. Een wat sy roetes uitbrei om by jou behoeftes te pas. Een wat jou betyds laat aankom, meer kere as nie. En een wat sukses meet aan die glimlagte van ons passasiers. Jy kan sê ons doen dinge anders. Ons sê ons doen dit met hart. Want sonder ons hart sou ons net nog 'n lugredery wees. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Baie dankie ook aan die volgende borge. Johan Bron Couture, Nederburg Wine Estate, Veritas Wine Awards, Halo Makeup Academy, Kalon Style, Salt Road, Karika Nell Designs, Sunshine Leisure en Easy Shuttle. Dames and heren, the sounds that you're about to hear is all coming out of one human's mouth. Accessing drum kit, kick drum, snare, rim shot, hi-hat, all together. Accessing vinyl. When playing a vinyl, it is important to put the needle on the record.
Was hulle nie fantasties nie? En daai rok! Wow. Daai rok! Wow. Wow! Ja, dit is so iets moontlik. Ongelooflik talentvol. Daai rok weeg 40 kg. 40 kg. 40 kg. Ja, meer as sy. Was fantasties geweest. Baie dankie. Wonderlik. Nou okay, nou is dit tyd om oor te gaan na die groot toekennings van die aand. Mense kan maar sê ons is nou aan die sakekant van die aand se verrigtinge. In hierdie segment gee ons erkenning aan 3 ondernemers as topadverteerders op ontbytsake in 2024. Ons gaan ook spesiale erkenning aan 1 besigheid gee wat vir hulle volgehoue bydra ter ondersteuning van ontbytsake. En dan is daar 'n nuwe trofee wat ons vanaand oorhandig en dit is die Sakewinkel toekenning. Van daar af gaan ons oor na die algehele wenners, die brons, silwer en natuurlik goud van die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar. Nou, in die kategorie topadverteerder, klein tot medium sake, meeste besteding in 2024 het ons 3 finaliste. Nou ek vra nou vir die prins van Pinotage, Breyer Strutter, om in die 100ste verjaarsdag van Pinotage die oorhandiging te doen in die kategorie. Kom ons kyk na die finaliste. Die finaliste in die kategorie topadverteerder klein tot medium sake is Braaibroekies, Magda Ehlers, opvoedkundige kindervideo's en Straight Line Tires. En die wenner is Straight Line Tires. Kategorie topadverteerder, medium sake tot groot sake, meeste besteding in 2024 vra ek nou FlySafair, een van ons hoofborgers, uitvoerende hoof Elmar Kotrari, om die oorhandiging in hierdie kategorie te doen. Elmar. Kom ons kyk nou na wie die finaliste is. Die finaliste in die kategorie topadverteerder, medium tot groot sake is BMT College, Crisis on Call en CSN, Christus Strydom Nutrition. En die wenner is CSN, Christus Strydom Nutrition. Christus. En in die kategorie topadverteerder groot sake, meeste besteding in 2024 vra ek nou vir Leon Pfeiffer, eienaar van die EPH, ook een van ons hoofborge om die oorhandiging in hierdie kategorie te doen. Kom ons kyk nou wie die finaliste is. Die finaliste in die kategorie topadverteerder groot sake is Heartland Lifestyle Estate, Laveld Agrochem en Montgomery Group Africa. En die wenner in hierdie kategorie is Laveld Agrochem. En vanaand wil ons bytsake ook 'n spesiale erkenningstrofee oorhandig aan 'n maatskappy wat al vir
baie jare 'n volgeadverteerder op ontbytsake is en bydra tot die vermaaklike inhoud van die program. Om die trofee te oorhandig, vra ek ook die bekroonde televisie en TV teaterpersoonlikheid, my gunsteling, Ek weet. Margriet Meyer Rodenbeck, om nader te staan. Nou, Dovadola het al baie gedoen in die innoverende en komische advertensies wat aan King Prize gemeet word. Ons kyk nou na 'n paar uittreksels van vorige jare en 'n vraag van King Prize se hoof van bemarking of The Big Deal, soos hy ook bekend staan, om die trofee in ontvangs te neem. Die plan om seker te maak dat jy jou besigheid in stand kan hou, maar daar's ander risiko's. Dis brand, vloed. Jy weet nou self, meer as 90% weet, jy betaal nie vir onnodige goederes nie. Jy wil weet dat elke ding in detail is gestipuleer op jou polis waarvoor jy betaal, waarvoor jy nie betaal op die oomblik daaroor. Maar ons weet eintlik die antwoorde lê in besighede. Is ook nou eerste om ontbytsake wat 'n Kersfeespak by ons kom aflewer het. Mooi rooi T-shirt. Ja, ek sien jou in Shosho. Ja, ek kan sien in Shosho. Luister, as ou praat van vir motor en vir huishoud, versekering wat ons aangewys is vir die makelaars gee, agri, besigheidsversekering, persoonlike versekering. King Price in Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Nou, ek kan vir julle sê, een van my gunsteling in die oggende by ontbytsake is reeds om met King Price te gesels. Nee, hulle is ou knap kerels daar by die rooi mannetjies. Maar David, kyk, ons het baie bling op hierdie verhoog nou, hoor. As ek nie rond te draai, dan gaan dit lyk soos 'n discobal wat hier is baie sequence, maar dit is baie mooi. En as ek nie rond te draai? Ek is jy en jy is 'n ster. Jy lyk verruklik. Jy verruklik. Jy lyk verruklik. En nou vir die hoogtepunt vir die aand, die algehele wenners brons, silwer en goud. Vroeër vanaand is wenners in 8 besigheidskategorieë aangewys. Nou, die vorige 8 besigheidskategorie wenners was verder in diepte ontleed wat betref vindingrykheid, kliëntediens, vlak van digitale transformasie, sosiale impak en finansiële kredietwaardigheid. En na afloop van 'n beoordeling is die 3 ondernemings gekies waaruit die algehele wenner gekies gaan word. Nou, om in die top 3 te eindig is voorwaar 'n uitmuntende prestasie. Om die trofee te oorhandig aan die bronswenner, roep ons graag vir Jan Vermaak na die verhoog. Hy is die uitvoerende hoof van Winfield United Suid-Afrika, ook een van ons hoofborge. En die algehele wenner brons is Ouma Rooi Koeksuster. Baie dankie, Ouma Rooi, vir die soet in die lewe. Baie dankie. So julle sê die oorwinning is soet. Kan myself maar net nie help nie. Nou vir die algehele wenner, silwer. Hierdie was weer eens 'n taai stryd en die verskil tussen die top 3 was baie klein. Om die trofee te oorhandig aan die besigheid wat silwer ontvang, roep ek vir Louis Du Plessis, hy is die uitvoerende hoof van Pollen Finance, asook een van ons hoofborge om nader te staan en die trofee te oorhandig.
baie vir sy fanklub. En in die algehele wenner dan, silwer is Insect Science. Oh, Insect Science. Die spanning loop hoog. Die tyd het aangebreek om die algehele wenner, goud, van die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar aan te kondig. Maar, voor ons dit doen, is daar eers 'n nuwe toekenning wat ons vanaand wil bekendmaak. In 2025 het Ontbytsake ons aanlyn sakewinkel bekendgestel en waar ons adverteerders se produkte nog sterker blootstelling wil gee. So, ons het dus vanaand 'n sakewinkel trofee wat ons gaan oorhandig. Vir hierdie toekenning het ons van die finaliste verder ontleed om te bepaal wat hulle risikoprofiel sou wees om handelskredietversekering vir hul besigheid te bekom. Die wenner is dus die besigheid met die beste algehele onderskrywingsrisikoprofiel, soos bepaal deur Hollard Trade Credit. Ons vra dus vir Gareth Joubert van Hollard om nader te staan om hierdie trofee te oorhandig. En julle net vir interessantheid, Hollard Trade Credit het voorlopig bepaal dat hierdie wenner onderhewig aan normale voorwaardes kwalifiseer vir handelskrediet onderskrywing van 10 miljoen rand. En die eerste wenner van die sakewinkel trofee is, hulle maak nou gewoonte daarvan, Insect Science. Jo, baie geluk julle. Amper tyd dat ons uitvind wie die algehele wenner van die Lottoland ontbytsake se onderneming van die jaar goud toekenning is. Maar kom ons lei die toekenning ordentlik in. Weet, met 'n spesiale lied opgedra aan al ons besighede in hierdie mooi land van ons. Ooh,
Jo. Rock uit met jou blokfluit. Ja, dit is lekker. Daar was ook 'n kompetisie om te kyk watter kyker die algehele wenner reg sou kon voorspel. Ja, en lyk my hierdie kyker weet iets wat ons nie weet noodwendig. Hulle weet en dit hy of sy weet. En dit is wie die wenner is. Charlene. Stop dit. Wat is die naam van hierdie misterieuse kyker wat reg voorspel het? Ek wil nie sê nie, dis Jy gaan baie nou maar geheim. Nou maak ek van. Die gelukkige kyker is Melissa Potgieter en sy kry R5000 in kontant. Melissa Potgieter, baie geluk. David, jy is die self-aangewese hoofseun van ontbytsake. En ons gee dit vir jou. Sal jy vir ons die wenner aankondig? Maak asseblief net jou das reg voor Ja. jy dit doen. Kry net die man netjies. Daar's hy. Vat nog. Voor Dawie dit doen, wil ons graag tog vir Maryke Heywood, sy is die hoof van bemarking by Lotteland en natuurlik ons naamborg vir 2025 vra om nader te staan om die finale toekenning goud te oorhandig. Is dit nou my beurt? Dis nou jou Dis beurt. nou jou beurt. Kan ek ook nou 'n beurt kry? Jy kan. Nou, na deeglike oorweging is daar besluit dat die algehele wenner goud van die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar 2025 as ook 'n ontvanger van R100,000 se blootstelling by ontbytsake is. Voel hom. En die wenner is Henwell Chickens. Hey!